Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom, liewe vriende, by ons oggendoordenkings. In hierdie pragtige dag vra ons dat die Here ons harte sal open vir sy woord en mag die Here ons deur sy Heilige Gees in die geloof versterk. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre uit die woord van die Here, Openbaring 3 vers 7 tot 13. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet. Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie naam op hom skrywe. Elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die stad Philadelphia was deel van Klein-Asië. Philadelphia was 'n kleinerige stad wat gestig is deur keiser Attalus II uit liefde vir sy broer. In hierdie streek was daar baie barbare, en Philadelphia moes barbare uit die omgewing weghou en sorg dat die Griekse taal en kultuur sterk gevestig word. Hierdie stad is in 17 na Christus deur 'n aardbewing verwoes, en daar was soveel naskokke dat die meeste van die inwoners uiteindelik buite die stad gewoon het. En in hierdie stad vind ons die gemeente van Philadelphia. Hulle was maar klein en het geen status of invloed gehad nie. Hierdie brief wat van Jesus Christus afkom en aan Johannes geopenbaar is op die eiland Patmos, is gerig aan die Christene van Philadelphia. Jesus was baie tevrede met hulle lewens. Jesus se boodskap aan Philadelphia was slegs positief. Hierdie mense het aan die Here getrou gebly in bitter moeilike omstandighede, en Jesus het dit raak gesien. Ons lees dan ook in ons teks dat Jesus sê, hy weet alles wat hulle doen, en hy sal die deure vir hulle oopsluit, want hy het die sleutel van Dawid tot sy beskikking. Nou hierdie uitdrukking, die sleutel van Dawid, is 'n simbool van die feit dat Christus die gesag het om deure oop en toe te sluit vir sy koninkryk en om mense in te nooi of uit te sluit. En omdat hierdie mense van Philadelphia so getrou aan die Here was, ten spyte van hulle moeilike omstandighede, en omdat hulle volhard het in hulle lyding en aan hom vasgehou het, beloof Jesus dat hy hulle ook in hulle tye van beproewing styf sal vashou in vers 10. Hy beloof aan hulle dat niemand die kroon van hulle sal wegneem nie, en dat elkeen wat die oorwinning behaal, 'n pilaar in die tempel van God sal word. Jesus Christus sal aan hulle die oorwinning gee, en hy sal seker maak dat God se naam op hulle harte geskrywe sal word. Hy sal altyd by hulle bly en hulle sal altyd by hom wees. Wat 'n wonderlike boodskap aan die gemeente en aan die Christene van Philadelphia. Ons teks van vandag moedig alle Christene van alle tye aan om te bly volhard
ten spyte van beproewing en swaar kry. Om nie moedeloos te word as dinge donker lyk nie, maar om vas te hou met gelowige harte aan die koning van die konings en die Here van ons lewe, Jesus Christus. Wanneer ek en jy so getrou bly, soos die mense van Philadelphia, sal ons ook die kroon van die oorwinning behaal. En dan sal God se naam geskrywe word op ons harte en in ons lewens, en sal ons deel kry van die nuwe Jerusalem, wat van God af uit die hemel sal afkom, volgens vers 12. Hierdie nuwe dag lê voor ons. Kom ons bewaar hierdie boodskap in ons harte. Ons bly getrou aan die Here. Ons hou ons oog op Jesus gerig, en ons bly goed doen en volhard in tye van lyding en beproewing. En mag die Here ons vandag ryklik seën en ons saambind in die band van liefde. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre voor U kan stil word en U kan aanbid as ons God en Vader en Koning. Help ons Here om te volhard elke dag van ons lewe, in goeie tye, maar ook in swaar kry tye. Dankie dat ons die oorwinnaarskroon sal ontvang en dat ons in Jesus Christus meer as oorwinnaars is. Laat ons altyd op die pad van Jesus lewe. Laat ons volhard en laat ons oog op U gerig bly elke dag van ons lewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.